Psalm 43 vers 1 sê, maar nou, so sê die Here jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Isak. Moenie bang wees nie, want ek het jou losgeroep. Ek het jou in jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, of die riviere, hulle sal jou nie bespoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal jy nie geskroei word, die vlam sal jou nie brand. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, kus en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Ek sê vir die noorde gee en vir die suide, moenie bevange hou nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer is geskep, gevorm, ja, opgenoem. Lees net tot daar, in Jesaja 43, nou gaan ons ook weer, 2 weke terug dit ook lees, Genesis 12, net die eerste 4 verse. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou vervloek sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud en sy getrek uit die water. Lees daai 2 gedeeltes. As ons dan hierdie 2 gedeeltes voor ons sou kon oopmaak, Jesaja 43, Genesis 12, dan is hierdie 2 tekste van mekaar geskei deur baie eeue, ver uit mekaar uit, ook totaal in alle verskillende kontekste. Genesis 12, daar heel aan die begin van God se pad met sy volk. Jesaja 43, na God en sy volk na hulle paar trompelpaadjies geloop het, 'n paar grondpaaie met mekaar getref het. Maar tog praat hierdie 2 tekste met een stem oor wie ons is in God en oor wat ons geroep is om te gaan doen, oor wie ons geroep is om te wees. Eintlik praat al 2 hierdie tekste op 'n manier oor identiteit. En ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike vraag wat hier vir ons vasstaan is, wie is ons? Want so vandag in die wêreld vir ons sê dat ons identiteit word gevorm deur vrees, ons identiteit word gevorm deur mislukking, ons identiteit word gevorm deur ons omstandighede. Maar God praat, die Bybel weer sê, julle identiteit nie gevorm deur die omstandighede nie deur vrees nie deur die wêreld rondom julle nie. Julle identiteit word gevorm deur my stem wat in julle inpraat, my stem wat julle seën, wat julle roep, my stem wat julle stuur in die wêreld. Jesaja 43 jaar hoofgeloop, moenie bang wees nie. Ek het jou losgeroep. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort. Genesis 12, onthou God se roeping vir Abraham, of herinner ons daaraan, die Here het gesê vir Abraham, gaan weg uit jou land, weg van jou familie, weg van jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Saam wil hierdie 2 tekste vir ons iets openbaar van wat God se hartklop vir ons is. Hy wil ons, hy wil maak ons sy kinders, hy wil seën ons oorvloedig, en dan sê hy, gaan in hierdie wêreld in, gaan wees nou 'n seën. Jy is geseën, maar gaan wees nou 'n seën. Sien julle dat al 2 hierdie tekste basies gaan oor identiteit. Nie bang wees dat ek het jou losgeroep. Aan die ander woorde, jy behoort aan my. Ek het jou op jou naam genoem, ek ken jou, ek weet wie jy is. God praat nie hier in veralgemeenings nie. God praat nie hier met die volk nie, hy praat nie breed nie. Hy sê, jy ken ek op jou naam. Vir jou het ek geroep, jy
Maar asof hy in die ou dae het hulle mos so as hulle 'n nuwe land ontdek, 'n vlag ingesteek. Hierdie land behoort nou aan Engeland, beter. Maar dit is allemaal wat God met die sê, jy is nou my, jy is my besitting. In ander woorde, hier is 3 goed oor ons identiteit wat ek raak lees in Jesaja 53. Die eerste ene is ons is losgemaak. Ons is vrygemaak, ons is verlos. Wanneer ons identiteit sit nie in hoe hard ek werk nie, my identiteit sit nie in hoeveel goeie dinge ek reg gekry nie, maar in God se reddende werk. My identiteit lê in die kruis. As Jesaja 43 geskryf word, is Israel in ballingskap, ver weg, hulle sit daar in Babylon, en steeds sê God, julle is my. Julle is nou in 'n vreemde land, waar julle dalk gedink het, ek is dood, ek bestaan nie meer nie, maar ek het julle losgekoop, julle is my. Net so, maak soms foute, en my verlede kan so baie maklik klap op my geskiedenis wees, of iets wees wat my skaam maak, of wat my bang maak, maar my verlede definieer my nie meer. My verlede is nie meer my identiteit, want my identiteit lê in Christus en in sy kruis. Tweede ding wat in my identiteit kom, is dat ek is nie meer anoniem. Ek is nie meer iemand sonder 'n naam nie. Ek is nie maar net 'n nommer nie. Ek het 'n naam. En om 'n naam te hê beteken om diep in my diepste wese in geken te wees. God ken my. As hy sê ek het op jou naam, maar sê ek weet alles van jou af. Ek ken jou geskiedenis, ek ken jou foute, ek ken al jou issues, ek ken jou stories, maar jy is my. Dan spreek hy eintlik om meer ons ware identiteit oor ons eie geliefde kinders, seuns en dogters. Geliefde seuns en dogters van God. Derde ding, loop hiermee saam, en dit is, jy is myne. Ons behoort nie meer aan die wêreld. Ek is nie meer 'n slaaf in Egipte soos wat die Israeliete was nie. Ek is nie meer 'n slaaf van my sonde nie. Ek is nie meer 'n slaaf van my verlede nie. Ek is nie meer 'n slaaf van ander mense verwagtinge nie. Ek is kind van God. Ek is syne. Ek is niemand anders nie. Niemand anders kan nie my lewe vir my bepaal nie. Niemand anders kan nie my identiteit bepaal nie. Dit is verbondstaal wat God hier gee. Jy behoort aan my. So ons identiteit is geanker in wie hy is. In sy onveranderlike liefde. My identiteit is geanker in sy opofferende, sterwende, opstaande liefde. Dit is waar my identiteit is. So daai identiteit is ook nie broos. Christene is nie broos, skaam mensies. Want my identiteit lê nie in fragile goedjies. My identiteit lê in God se almag, in God se krag. Hierdie identiteit maak my stel my vry daarvan dat ek gaan swaar kry en dan onmiddellik oor my pad kom. Maar sê vir my, ek kan staande. Ek kan staande bly in die storms. Ek kan staande bly wanneer onmiddellik op my pad kom, want wie ek is hang nie af van myself. Dan af van die feit dat ek kind van God is. Genesis 12 skuif dan die fokus hier weg van die identiteit af na siening. God roep vir Abraham en hy sê vir hom, luister, gaan weg uit jou tuisland, ek gaan weg van jou mense af, maar ek gaan jou seën, jy gaan nie alleen gaan nie, ek gaan saam met jou gaan so praat weer terug, ek gaan by jou wees, ek gaan nie by jou teenwoordig wees, ek gaan jou seën, maar jy gaan seën van wees. God se werk altyd so, ek nie mos, maar ek kan nou hierdie beker van my vol water gooi en ek gaan uitloop en uitloop, as hierdie ding nie vol leeg raak nie, sou dit altyd aanhou loop. Dit is hoe God se liefde werk. Dis hoe God se seën in ons lewens werk. Ek is maar net 'n glas waar God se liefde in spoel, God se seën in vloei. As ek toelaat dat dit kan uitvloei in hierdie wêreld,
Dan word ek gevul met God se teenwoordigheid. Ek word gevul met 'n doel in hierdie wêreld. Ek word gevul met verandering, want God se seën los my nooit net so nie. God se seën herskep altyd, God se seën bring altyd nuwe lewe uit my voort. Maar dan vloei dit uit my, soos 'n fontein wat dan verder in hierdie wêreld invloei. Wat verder in hierdie wêreld seën en doel en teenwoordigheid na vore te bring. Ons identiteit as geseëndes, as kinders van God, kan nooit losgemaak word van ons gestuurde as kinders van God. Ons is geroep deur hom en ons is gestuur deur hom. Ons is geseën deur hom, ons moet gaan seën deur hom. Ons word gevul deur hom en daarom moet ons oorloop in ander mense se lewens. Om deur God geroep te word, is om deur God gestuur. Daai twee kan nie losgemaak word. Ons word gestuur in hierdie wêreld en ons word gestuur uit vrees uit. Sê Jesaja 43 vir ons. En dis een van die moeilikste. Vrees maak ons as gelowiges pap. Net ek so 'n bietjie, dis dalk sleg gestel, maar maak ons so 'n bietjie nutteloos. Vrees maak ons gelowiges nutteloos mense in die wêreld. Want ek is bang, so ek kyk daar agter weg soos Daniël. Ek is bang, so ek kom nie na ons spruit nie, ek bly maar eerder in Delmas, daar ken ek die mense. Ek is bang, so ek gaan bereid is om te praat nie, maar net dink iemand daar, wat is fout met hierdie mense? God roep ons uit ons vrees. Abraham het geroep en hy het gegaan. Maar roep ons nie net uit vrees uit, dit roep ons ook in verhouding. God roep ons nooit net uit. Hy roep Israel uit Egipte uit, in die beloofde land. Hy roep hulle uit ballingskap uit, terug na hulle land. Hy roep ons uit vrees uit nutteloosheid, uit bekommernis en skaamheid uit, in verhouding in met God. Hierdie roeping van ons vloei uit as 'n identiteit, maar dit vloei in ons verhouding met wie God is, met die lewende, opgestaande Christus. Waarom is ons roeping nie, dink ek, om op Timoteus op straat te staan en skreeu? Dis nie ons roeping. Ons roeping is om mense te leer ken, om hulle bekend te stel, om hulle voor te stel aan die lewende God, om hulle voor te stel aan wat liefde regtig is. Ons roeping is ook om te getuig waar God my geroep, waar God my geseën, waar God my nog altyd gedra het, waar God aanhou seën in my glas laat inloop, die wêreld daarvan te vertel. En dan beteken dat ons kan anders te doen. Dit beteken dat ons in ons persoonlike lewens so kan leef dat die wêreld kan sien God is liefde. Dat die wêreld kan sien, maar wie ek is en my waarde word bepaal deur my sukses of my mislukkings nie. My waarde word bepaal deur wat mense van my sê of van my dink nie. My waarde word bepaal deur God se stem wat sê, jy is myne. En ons gemeenskap stoel dit daaroor, dat ons 'n seën kan gaan wees, waar ons vrygewigheid, ons gasvryheid, geregtigheid en genade kan gaan beoefen. Omdat ons medemense, ons bure, ons het dankie. Gaan jy nog eendag weer gooi aan ons sê. Omdat ons bure nie sien as kompetisie nie, maar as mense wat saam met ons deel is van God se roeping in hierdie wêreld. Maar dan ook raak ons roeping, because dan vir dit met die Gideons, waar ons roeping is universeel, eintlik die hele wêreld. Ons is deel van 'n kerk wat nie net 'n naam ons prys nie. Ons is deel van 'n sinode wat sit net die hele noordelike Noord-Transvaal. Ons is deel van 'n sinode wat deel is van 'n land. Maar ons is deel van 'n land waar gelowiges is. Elke dorp, op elke plek. Rusland nog selfs gelowiges in Engeland, nie gehoor. Dit is so genoeg om hierdie seën, hierdie tyd van wie ons is, te laat oorspoel uit ons uit, in ons strate in ons dorp in ons land in ons wêreld.
een rede, en dis as gevolg van wie Christus is. Nie as gevolg van wie ek is, nie as gevolg van wie jy is, nie, as gevolg van wie hy is. In Christus hoor ons God se stem wat sê, jy is my geliefde kind. In Christus ontvang ons die seën van redding en die geskenk van die Heilige Gees. In Christus en deur Christus word ons in hierdie wêreld ingestuur, ander te gaan seën en ander te gaan opbou. Christus is die een wat alles omvat. Hoe ek dink, hoe ek leef, hoe ek praat, eerstens wie ek is. Galasiërs sê, as jy aan Christus behoort, dan is jy nageslag van Abraham en 'n erfgenaam volgens die belofte. Dit is wie ons is. Ons is nageslag van Abraham, erfgenaam volgens die belofte, geseën om seën te gaan wees. Dis ons identiteit. En as my identiteit dit is, leef ek anderster, lyk ek anderster, dink ek anderster, praat ek anderster. Mag dit vir jou waard wees. Mag jy jou identiteit in Christus ontdek. Mag jy besef dat wat ek van jou dink, wat jy op die straat van jou dink, maak nie saak. Dis nie die punt. Wat saak kom is wie ek is in Christus. Kom ons gaan Jesus sê. Hoog, ouwe thuis, Abraham, Wolfgang. Dankie Here Jesus Christus. Dankie dat wie ons is nie afhang van hoe hard ons werk. Dat wie ons is nie afhang van hoeveel goeie goed ons doen. Dat wie ons is afhang van net een ding en dit is wie U is. Dit wat U vir ons kan doen. Here Jesus Christus, dat U aan die kruis vir ons kom sterf, dat U ons sonde kom wegwas en daardeur ons U kinders ons roep te leef met 'n nuwe identiteit, 'n nuwe naam en 'n seën te gaan wees in die wêreld. Ek loof U daarvoor.